Môre, dit is dan 30 April 2026, lesing 3 van die groot Johannes Evangelie boek 4. En ons gaan aan met die verhaal nou, die 9 mense wat lewend gemaak is by die see. En Joshua het opdrag gegee dat hulle almal moet wegstap. En hulle is nou aan eettafel, maar daar is nog 'n klomp twyfelaars. En dit is hoekom Joshua dit so gedoen het, juis die twyfelaars se twyfel te laat uitkom, want hy het op 'n ander manier gewerk met die ander dooies wat hy opgewek het. Hier het hy dit so gewil, dat hulle sou wakker word asof hulle uitgespoel het, en dan almal huis toe gaan. Na my woorde, hoofstuk 5, doen almal dadelik wat ek, Joshua, gesê het, maar die meeste doen dit tog met ietwat teensin, omdat hulle die wonder graag van naderby wou gesien het. Maar niemand waag dit om 'n opmerking teenoor my te maak nie. So bereik ons die tafels en neem ons plek in. Ons word bedien van die visse wat hierdie keer ekstra smaaklik klaar gemaak is, en die maaltyd verloop baie opgewek. Veral my Yara, dit is die 12-jarige dogtertjie wat altyd by hom is hierdie keer in 'n goeie bui en sê, ek weet werklik nie hoe dit is dat ek vandag so opgewek voel nie. Maar iets val my wel op en dit is dat al die ander nie ook so opgewek soos ek is nie. Ek is weliswaar 'n meisie en daarom sou ek die meeste gepla moet wees deur nuuskierigheid. Maar hier is dit juis andersom. Die manne sit steeds en kyk of die 9 mense al ontwaak het. Ek het nog nie gekyk nie, maar ek het hulle tog sien weggaan na die ander. En die manne en menere en konings kyk nog steeds in die rigting, en sit hulle en afvra of hulle weer lewend sou word. Al 'n halfuur gelede, onmiddellik toe ons by die tafels aankom, het die 9 mense hulle begin te beweeg. En hulle het die een na die ander regop gekom, die slaap uit hulle oë gevryf en het toe weggegaan. Ek kon dit duidelik sien, ondanks die bome wat van ons plek afskerm, omdat ek klein is en maar gemaklik onder die takke kon deurkyk. Julle is egter groot en die takke van die bome ontneem julle sig op die wonder van die mag van die goddelike wil. Nou is dit egter al te laat. Al sou julle daarheen wou gaan, dan sou julle niks anders vind as hoogstens die plek waar hulle gelê het. Ook hulle wat die meester gister direk na die storm opgewek het saam met die 9 ander na hulle huise gegaan. Cornelius sê vir haar, wat 'n goeie oë het jy nie, jy ontdek tog ook alles eerste. As dit dan al verby is, dan is dit sonder meer in orde. Dit gaan tog net om die sekerheid van die slaag van dit wat die meester voorgeskryf het. En sy wil, want een mislukking sou talle vertwyfelings by die ongelowiges opgeroep het. Maar het jy egter gesien dat die 9 opgestaan en weggegaan het? Jara antwoord 'n bietjie verontwaardig. Hoor hier, ek mag tog veronderstel dat ek nie as 'n leenaar daar uitsien nie. Solank as wat ek leef en dink, het daar nog nooit 'n leuen oor my lippe gekom nie. En sou ek dan aan die kant van my meester, my Elohim of God en allerwaardigste majesteit met 'n leuen aankom om daardeur julle nuuskierigheid te bevredig? O verhewe meester, dan ken u Jara nog lank nie. Kyk, alles die verstand hoe verlig. Daar woon die leuen ook, dan woon die leuen ook daarin. Jy kan nie iemand met jou verstand uit eie oortuiging iets uitgelê het, terwyl die oortuiging totaal onwaar was, en dan het jy deur jou uitleg volmaak gelieg, want jy het jouself en jou naaste mislei. Maar die ware en suiwerste liefde lieg nooit en kan nie lieg nie, omdat sy die naaste, wat ook 'n kind van Elohim is, meer ag as haarself, en daarby Elohim bo alles. Ek is egter vol liefde vir Elohim en dus ook vir my naaste. Sou ek dan in staat wees om 'n onwaarheid teen u te spreek? Verhewe Cornelius, hierdie veronderstelling van u kant was tog nie so hoflik nie. Nou ja, Joshua laat toe dat hierdie goed opgeskryf word wat die dogtertjie hier vertel of praat, omdat dit ook goddelike waarheid is. Die leuen ontspring uit die verstand uit.
En as jy 'n skerp verstand het, dan kan jy baie mense om die bos lei. Maar vanuit die hart kan net waarheid kom as iemand in die orde van Vader is. Want onmiddellik, as jy jouself sou vang met 'n ou lieg so maklik, dit kom sommer net so, dan voel jy baie sleg en dan gaan stel jy dit reg. Dit is iemand wat gelowig is, wat dit sal doen, maar iemand wat 'n wêreldmens is, sal nie eers 2 keer dink om mense te belieg nie. En so sien ons in die wêreld vandag, dat die leuen absoluut heers, orals. Maak nie saak wie die opponente is nou in hierdie wêreldse oorlog nie. Hulle lieg almal en almal word die leuen bereik die volk om voordeel te kry by die volk. En ek kan sommer nou as 'n voorbeeld noem dat die Amerikaanse president is sekerlik die grootste leuenaar wat nog ooit op hierdie aarde gewandel het. En daar was al baie grootes. En ek het nou vanmôre verneem van 'n paar bronne dat hy homself nou nie beskou as die grootste en vernaamste mens wat op aarde is nou nie. Hy sê hy is die vernaamste en magtigste man nog ooit wat op aarde geleef het. En ek het ook gister foto's gesien van 'n goue beeld wat hy gemaak het van homself. Die ding is nog in Florida, seker daar op sy erf daar. Maar dit is 'n lewensgrootte beeld, dit sal seker nie eens hier inpas nie. Nie 'n lewensgrootte, maar heeltemal groter as lewensgroot. Van die swakste goud moontlik gemaak, is nie regtig goud nie. Nou, iets het net by my opgekom, waar het julle gelees, laaste ou wat 'n beeld van goud van homself gemaak het? Kom, sê vir my. In die woestyn. Nee, die woestyn het hulle 'n goue kalf gemaak. Maar daar was 'n man in die Bybel wat 'n goue beeld van homself gemaak het. Markus, sy naam was Nebukadneser, nee. En wat het met hom gebeur? Vader het hom laat val tot op die grond. Hy het in die skrif staan, hy het soos 'n bees gras gevreet. Hy was heeltemal bespotting vir die wêreld van daardie tyd. En onthou, Nebukadneser was ook op daai stadium die magtigste mens, en hy het gaan spog met sy mag, en Vader verloon daardeur, en dis hoe hy geval het. So die geskiedenis herhaal homself, en ek glo dat hier ook hierdie groot leenaar en al sy leenaar-aanhangers gaan een of stadium ten gronde kom, of tot 'n val kom, want ons moet weet dat die baas vir wie hulle werk, of soos Joshua sê, julle het nie vir Abraham as vader nie, julle is kinders van die vader van die leuen, het hy vir die Jode gesê, destyds toe hy op aarde was. Hulle was baie ongelukkig daaroor. En hy beloon jou nie as jy goeie dinge op hierdie aarde vir hom doen nie. Al bring jy honderde of duisende mense vir hom in die hel in, gaan jy nog steeds geen beloning kry nie. Jy gaan net nog 'n groter straf kry. En dit gaan groter pyniging wees. Daarvan is daar genoeg voorbeelde in die geskiedenis. So ek wil dit net hier inbring, hierdie woorde van haar is baie belangrik. Mense, as jy jouself vang dat jy sommer net 'n ou wit leentjie vertel, gaan stel dit dadelik reg. Dit is iets wat ons onder geen omstandighede moet doen nie. Want dit is die ding van, ons het al baie die voorbeeld gebruik, 'n bak roomys met 1 teelepel poef in, wat jy inroer. Het jy nog roomys? Nee, jy het nie, maar die ou lepeltjie was so klein, jy sal dit nie agterkom nie, selfs seker nie eers as jy hom eet nie. Maar dit is hoe die leuen inwerk in waarheid in, en dit kontamineer alles. So dis vir my die les van haar, gesels nou hier met Cornelius. Hy is natuurlik nou, dit seker nie so bedoel nie, maar hy het die woorde gespreek. Nou sê Cornelius, maar allerliefste Jara, so het ek dit tog nooit bedoel nie. Ek vra dit maar aan jou op die manier, omdat dit 'n heel gewone manier van vra is.
maar ek het in die verste verte nie daaraan gedink, dat jy my ook maar iets onwaar sou wou vertel het nie. Vra dit aan die meester self, wat tog beslis weet, hoe dit daar in my hart uitsien, of ek vir jou argelose liewe meisie van 'n leuen wou betug. Die 9 mense was opgewek deur die wil van die meester, en het ook reeds weggegaan, eweens volgens die wil van die meester. En die hele saak is daarmee afgedaan. Suiwerheid gewoonte het ek jou egter in die ietwat lompe vraag gestel, en ek het eintlik heeltemal niks daarby bedoel nie. Kan jy tog daaroor vir my boos wees? Jara sê, o, heeltemal nie, maar 'n volgende keer moet jy ietwat beter oor die vraag nadink. Maar laat ons nou oor iets anders praat, want ons het nou genoeg woorde verspil. Cornelius en Sirenius sê, ja, daar het jy gelyk. As die meester by ons is dit 'n sonde om minute weg te praat. Laat ons nou alleen aan die meester die eer gee om iets te beslis en te bepaal. Nou sê Joshua, so is dit goed in orde. Ons het nou tyd om te gaan visvang en sal aan Markus 'n aardige voorraad besorg. Na die middag sal daar weer iets gebeur. Die ou Markus wat my dit oor sê, gee sy seuns dadelik opdrag om die nodige vaartuie gereed te maak, want die visse in die groot omheinde vergaarbak in die see het van die storm van gister taamlik baie gelei. Nou onthou dat daai mense nie daai tyd vrieskaste en yskaste gehad het nie. Elke persoon of elke huis het wat ons noem 'n vyver of 'n visbak gehad. Ek weet nou nie hoe groot dit was nie, maar hulle was nogal redelik groot. Miskien soos hierdie vertrek. En dan het hulle hom vol water gemaak en hulle die visse daarin gegooi wat hulle gevang het. En so het die visse vars gebly, tot dit nou weer na min is, dan gaan vang hulle maar weer. En dan het hulle elke dag vars vis gehad, wat natuurlik baie beter is as ons, wat nou vis uit 'n vrieskas uithaal, want daar gaan van die ensieme verlore. Want dis hoe dit daar gelyk het daai tyd. En die visvangs, weet ons nou ook, het 'n geestelike betekenis. Wanneer Joshua sê, ek maak julle vissers van mense, dan wanneer ons oor hierdie visvang episode lees, moet ons ook na die geestelike kyk, dat ons ook vissers van mense is. Ons gaan nou nie so seer uit om vis te vang nie, maar baie van die visse kom na ons toe hier, na die plaas toe, en dan sal hulle self besluit of hulle die waarheid wil hê of nie. Niemand dwing niemand nie. Ons het net een ding wat so 'n bietjie dwang is, en dit is dat elke mens wat inkom met 30 dae hier by ons deurbring. En dit is vir 'n baie belangrike rede, want wanneer jy hier op die plaas rondgaan, of wanneer jy by die hek uitgaan en daar na die winkeltjie toe gaan baie mense vir jou sê dat ek 'n satanis is, en dat ek Satan se werk doen op hierdie plaas, en dat ons almal 'n valse leer het, die dogter van Sion is Satan se leer. Maar dan sal jy kan sê, maar hoorie, ek was 30 dae daar, en ek het niks anders te boodskap gekry as die liefde nie. So, dan hoef jy dit nie te glo nie. En dan kan jy opstaan vir Joshua, en sê, maar ek het nooit so iets gehoor daar nie. Maar as jy nou nie hier is nie, wat gaan jy nou anders te glo? Jy gaan glo wat daai ou vertel. Want die waarheid loop baie stadiger as die leuen. Die leuen hardloop altyd vinnig, en die mense glo eerder die leuen. En ek het dit te veel in my lewe gesien, dat selfs mense wat jare in hierdie gemeente was, net die reggestelde en oortuigde leuen vanuit die verstand van 'n ander mens, het hulle heeltemal hulle rug laat draai, nie op ons nie, op Joshua. Ons is niks, ons is maar net vissermanne, wat van hom af die krag kry, om ander visse in die bak te bring. Die bak beteken die koninkryk, die hemele, in jouself. Want ons almal soek die koninkryk te ver weg van ons af. As iemand iets sê, maar ons het nou, ons God sit in die hemele. Waar is die hemele? Die ware hemele is in jou hart.
Want elkeen van ons het 'n druppel van sy gees ontvang. Daai gees is die hemele. En jou siel, wat ook in jou hart is, dis die jy, dis die emosies, dis alles van jou persoonlikheid, jou persona. Alles moet omvorm en een word met die gees. Dis die hemele. Daar is nie 'n man wat daar bo met 'n wit baard sit op 'n troon hier in die lug iewers as jy tussen hier en die volgende planeet gaan nie. Dit is nie waar nie. Maar dis die begrip wat die kerke deurgee vir die mense. Hulle bring nie 'n naby God wat in ons is, met ons is en lief is vir ons oor nie. Hulle bring hierdie wraakgierige God vir ons, wat hulle heeltyd vir jou sê, vir al jou sondes gaan hy jou in die hel indryf. Wat nie so is nie. Daar bestaan nie so 'n God nie. Dit is hoekom ons moet wegkom van die algemene kerke. Omdat meeste van hulle nie hierdie beginsel verkondig nie. Dat ons 'n 1-tot-1 verhouding met Vader deur Yeshua kan hê nie. Want nou maak ons, as ons daai verhouding het, dan is die dominee oorbodig, of die pastoor. En dit wil hulle om geen omstandighede hê nie. Hulle moet altyd daar wees as die middelaar. As jy iets nodig het met die dominee of die pastoor, altyd vir jou bid. Want God verhoor hulle gebede en nie die gewone lidmaat nie. Dit is die begrip wat deurgegee word. Dat hulle kragtiger gebede het. En dit is nie waar nie. Yeshua wil in elkeen van ons woon. Hy wil met elkeen van ons 'n 1-tot-1 verhouding hê. Ons noem dit geestelike gemeenskap in jouself. Onthou dit nou net vir die toekoms. Die volgende opskrif is die hebsug van Judas. Nou ek sit dit maar in, want dit is nou seker nie iets vir jou bekering nie, maar dit gee vir ons 'n idee, wie was hierdie Judas Iskariot, wat saam met die 11 apostels geloop het, en hoekom Yeshua hom geduld het, omdat uiteindelik was daar iemand wat uit die verraaiwerk sou doen. Maar as ons nou na hierdie man se hart kyk, dan sien jy, hier is nie 'n baie goeie en liefdevolle mens nie. So kom ons lees. Terwyl hoofstuk 6, terwyl ons egter so aan ons tafel verskillende dinge bespreek het, ontstaan daar 'n woordestryd tussen die 30 jong fariseërs en die 20 aanwesige perse. Die perse beskou die opwekking van die 9 verdrinkte mense as 'n egte wonder, maar die 30 jong fariseërs het ronduit hulle vertwyfeling daaroor gehad. En veral Risa, wat vroeër vir Hebram ten gunste van my aangemoedig het, was die meeste daarteen. Nou sê Hebram vir hierdie ou, vriend Risa, as 'n mens eenmaal liggaamlik so volkome dood is, soos wat hierdie 9 was, kan jy hulle neerlê soos jy wil, en hulle die volgende dag op dieselfde wyse sulke wyn in die mond giet, dan sal hulle tog nooit lewend word nie. Dit is die werk van die goddelike wilskrag. Die neerlê dien slegs maar om die water uit die maag en die longe te laat loop, en die ingegote wyn is om die nog swak senuweestelsel vooraf 'n vereiste versterking en die verhemelte 'n beter smaak te gee. Maar vir die latere opwekking van die dooie liggaam is nog die neerlê, nog die wyn 'n noodsaaklike voorwaarde. Dit het die meester slegs eerste laat gebeur, omdat hy van plan was om hierdie 9 deur sy wil in die lewe terug te roep, waarby hulle siele dan dadelik 'n bewoonbare en bruikbare liggaam sou aantref. Sien jy dit dan nie in nie? Nou sê Risa, hierdie jong fariseer, ja, dit sien ek wel in, en jy sal ook die beste gelyk hê. Maar dit sou tog nuttig gewees het om dit op die proef te stel, om jouself mettertyd daarvan te oortuig dat die neerlê en vervolgens die tot 3 maal toe wyn gee as sodanig, niemand wat algeheel verdrink het, liggaamlik weer tot lewe kan bring nie. Eers as jy tot hierdie oortuiging gekom het, is hierdie opwekking 'n volmaakte, suiwer wonderwerk,
so dink ek hieroor, of daaroor. Abraham sê wel, as jy daarop staan en die meester dit wil, kan die geleentheid om miskien nog voordoen, dat daar by die nou aangekondigde visvangs ergens nog 'n lijk gevind sal word. En dan kan jy daarmee presies dieselfde neerlegging en wyn ingiet poging uitvoer, om dit weer tot lewe te bring, waarby jy beslis geen verheugende resultaat sal behaal nie. Dit is eintlik ongelooflik hoe ongelowig hierdie mense is. Hoe halstarrig hulle in hulle siele is, want dit was nie die enigste wonderwerk wat hulle ervaar het daar by Markus se huis nie. Dat hulle nog ten spyte daarvan dit nie glo nie. En ek wil hier 'n analogie trek. Hoeveel kere het mense gediagnoseer met 'n absolute dodelike siekte in die hospitaal gekom? En dan gaan mense wat waaragtig Vader lief het en hulle bid vir daai persoon. En daai persoon word wonderbaarlik gesond. En as die dokter dan die pasiënt weer ondersoek, en ek weet dit met mense wat kanker gehad het, wat voor gebid is en die kanker het heeltemal verdwyn, dan ten spyte van wat hy daar sien, dan glo hy dit nog nie. Hy wil dit nie glo nie. Hy wil nie glo dat daar 'n kragtige wese is wat jy jou op kan beroep, wat enige iets wat sy werk is, kan beter doen as hy. En dit sien ons baie, want regtig die mens wat in sy verstand is, kan nie dinge van die hart verstaan nie. En dit is tog tragies, maar dit is hoe dit is op die aarde vandag. Ons is heeltemal basies omring deur sulke mense. Vers 5, nee. Ja. Die perse sê, dit dink ons ook, want wat slegs vir die mag van die goddelike wil moontlik is vir geen mens, wat self net 'n skepsel is, moontlik nie. Tensy Elohim se wil met en deur die menslike wil werk. Dit is nou wanneer ons ernstig bid. Dit is ons mening en ons glo daarmee, nie om op die verkeerde weg te wees nie. Maar nou gaan elkeen na die water en daarom sal ons nou ook aan boord van ons vaartuie gaan. Want by hierdie geleentheid sal beslis weer iets baie wonderbaarlik gebeur en daar moet ons by wees. Dan volg daar 'n algemene uittog op die water wat op hierdie môre baie rustig en geskik is om vis te vang. Hierdie keer werk my leerlinge, behalwe Judas Iskariot, tesame met die seuns van die ou Markus en help hulle om die groot nette uit te werp en te span. Judas Iskariot soek egter sy eie vermaak op en gaan na die algeheel verwoeste stad om te kyk hoe dit daar uitsien. Eertyds het hy immers gehoor dat die ryk Grieke sommige strate met goud en silwer geplavei het en hy het verstaan dat die rykes al uitgebrei daarmee begin het. Hy loop daarom na die plek van die brand om daar te gaan vis na goud, silwer en ander kosbaarhede sonder eienaar. En dit is die teestelling van Judas Iskariot en die ander apostels of ander disippels. Hulle gaan visse vang saam met Yeshua, wat geestelik dan nou verwys na mense. Die nette wat jy uitgooi is die pogings wat jy aanwend om die visse in die net te kry. Maar hierdie man gaan vis na goud en silwer in 'n verbrande stad, 'n heidense stad, waar absolute boosaards gebly het en wat Yeshua nou die vorige lesings het ons dit gelees, verwoes het. Eerstens het hy toegelaat dat hulle die stad afbrand en toe het hy 'n storm oor daai stad gebring wat die stad heeltemal vernietig het. En van daai mense wat daar gevlug het, is ook nou by hom in hierdie geselskap. Maar sy Judas Iskariot se gemeene streke lewer hierdie keer niks vir hom op nie, behalwe op sy rug, want toe hy in die strate ontdek word as 'n goud en silwer jagtende vreemdeling, word hy dadelik deur die bewakers gegryp en behoorlik afgeransel. Afgeransel beteken hy kry 'n pak sla nou hier met die vuis of met 'n iets.
Daarna verlaat hy natuurlik, ondanks die storm van die vorige dag, nog die hier en daar dampende ruïne van die ou stad, wat van ouds af Philippia onder die Grieke Philippi geheet het, en eers onder die Romeinse keisers ook die voorvoegsels Caesarea bygekry het. So die dorpie se naam was Caesarea Philippi. Toe ons goudvisser egter weer haastig na die huis van Markus gaan, tref hy natuurlik niemand daar nie, behalwe die vrou en die dogters van Markus. Daaraan het hy weinig gehad, omdat hulle hande vol gehad het met die voorbereiding van die middagete en geen tyd vir hom gehad het nie. Bovendien het hulle almal reeds te vas in my Yeshua geglo en was daarom nie heeltemal in die stemming om met die ietwat brutale vraag van Judas Iskariot te beantwoord nie. Ook staan hierdie leerling beslis nie so baie in hulle guns nie, omdat hy hom reeds gedurende die paar dae meermale selfvoldaan en onuitstaanbaar gedra het. Omdat hy in die vrouehuis van Markus geen goeie ontvangs te beurt geval het nie, verlaat hy die huis en gaan na die see om te kyk waar ons was. Hy kon egter niks vind nie, omdat ons, ten einde 'n goeie vangs in te bring, heeltemal op die volle see uitgegaan het, vanweë die trek van die skole vis, wat slegs 2 maal per jaar die Jordaan gevolg het. Hulle kom van die Meron-meer af om 'n paar tog te maak, en meerendeels het hulle bestaan uit die beste goudsalm forelle. Dit was 'n varswater meer gewees. Omdat die agtergeblewe leerling nou van verveling nie geweet het wat om te doen staan nie, gaan hy na die tente van Koran om te sien of almal ook daar weggegaan het, en of daar nie dalk 'n paar oortollige goud of silwerstukke te vinde was nie, wat iemand laat val het nie. Maar ook daar vind hy niks nie, want Koran het in elke tent 3 bewakers agtergelaat, en wat by die afwesigheid van hulle meester nie baie toeskietlik was nie. Hy verlaat dan ook baie vererg die tente en soek 'n skaduryke boom op, waaronder hy gaan lê, en heel behaaglik in dit. Maar uiteindelik gaan dit met die slaap ook nie te lekker nie, omdat 'n vlieg hom nie met rus wil laat nie. Kortom, Iskariot was 3 volle ure lank 'n gekwelde man, en byna aan die einde van sy Latyn. Toe sien hy egter uiteindelik ons skepe aankom, en daardeur word het vir hom ietwat ligter om die hart, en dit spyt hom nou al baie dat hy my geselskap verlaat het. En dit is die pad wat meeste mense loop wanneer hulle Yeshua verlaat het, wanneer hulle nie meer na sy instruksies luister nie. Hy het gesê ons gaan nou almal visvang, natuurlik al die mans. Maar hy het net besluit, ek gaan kyk wat in daai dorp aangaan, miskien kan ek 'n paar stukke goud of silwer daar opraap. En dit is wat gebeur wanneer jy die wêreld verruil vir die Yeshua liefdesleer. Jy loop jou vas in alles. Hy het hom daar in 'n pak slaaf vasgeloop. Hy het teruggekom. Hy wou daar in die huis iets doen wat ons nie eens weet wat hy wou doen nie. En toe gaan hy na die tente toe om daar by daai ryk man van die Swart See af. Pontus was die stad, 'n land se naam, hy was die keiser of die koning daar. Te kyk of hy daar iets kon steel. En uiteindelik hy net gaan lê. So hierdie man is 'n teebeeld vir ons van wat ons nie moet weet, of is 'n teebeeld van die mense wat saam met Yeshua is, en hy is 'n voorbeeld van wat ons nie moet wees nie. Ons moet nooit van Yeshua af weggaan nie. Yeshua is in jou hart en moet nooit beweeg na 'n toestand toe waar geld, mag en ander dinge vir jou belangriker is. Want dan verloor jy alles. Op die ou einde, wat het met hom gebeur? Hy het selfmoord gepleeg. Hy het homself aan 'n vyeboom opgehang, wat ook simbolies baie belangrik is, want die vyeboom, die ware vyeboom is Yeshua, uit die stam van Juda. En dis hoe hy hom opgehang het. Hy het hom aan Yeshua opgehang. Dis die simboliek.
vooroor geval, uit die boom uit en die jakkals het sy liggaam opgevreet. So laat ons nou maar lesse neem en laat ons ook in ons harte by Yeshua bly, soos die ander. En dit is in elk geval nie moeilik nie. Ek weet nie hoekom dit vir die mense so moeilik is om by Yeshua te bly nie. Hy vra tog nie al hierdie goed van ons, wat 'n moslim vir ons vra byvoorbeeld nie. Of 'n Jood van ons vra byvoorbeeld nie. Hy vra net 'n liefdevolle lewe, 'n sagte juk, en hy sal jou laste dra. Dra jy net laste vir ander mense wat jy kan dra. Hy gaan nie verwag van iemand wat niks het om nou 'n sorgsentrum op te rig nie. Maar dis nie nodig nie. Jy hoef net in jou klein omgewing jou liefde uit te dra, jou lig te laat skyn, deur mense te help, al is dit net met iets op te tel. Al is dit net met 'n koppie tee of 'n glas water. Dit sien Vader aan as 'n groot daad van liefde. Soortgelyk aan die ryk man wat dalk nou sy plaas omvorm in 'n plek waar hy arme mense kan huisves. So almal van ons het 'n gelyke geleentheid om dieselfde posisie in die koninkryk te kry. Niemand is minder belangrik as 'n ander nie. Wat ongelukkig nie so werk in ander godsdienste nie. Daar is maar die neiging om die vernaamste en die rykste altyd voorkeur te gee. So, kom ons neem maar hierdie les ter harte. Ons gaan môre verder. Baie dankie. Dankie.